ons sluit ons so. Hemelse Vader, as ons dink aan hierdie woorde, daar's geen einde aan die liefde nie. Here, dan kan elkeen net sy eie hart, eie lewe evalueer en sê, wanneer laas was ek so bewus van sy liefde, van u liefde? Wanneer laas was ek in my hart oortuig van hierdie waarheid wat die wêreld verander het? Daar is geen einde aan God se liefde nie. Here, hoe verder ek van daai waarheid is, hoe meer gejaagd, besig, hoe meer de mekaar, hoe meer vol stres, hoe meer ongesond is my hele lewe. Hoe verder ek van daai waarheid is, hoe swakker is al my verhoudings. Hoe verder ek van daai waarheid is, hoe verder is ek van my hart af. Here, daar is geen einde aan u liefde. Is dit waarop my lewe gebou is? Dis die fondamente, dis die stene, dis my behoud. En Here, daarom bid ek dat elke hart, elke persoon se hart vanoggend opnuut oortuig sal wees, daar is geen einde aan God se liefde vir elke mens nie. Dankie daarvoor, Here. Dis die kern. So lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elke mens vas sal weet, God is liefde. Dankie daarvoor, Here. Mag dit ons sterk maak vanoggend. Mag dit ons hoop gee. Mag dit ons laat lewe vanoggend. Dankie vir u liefde in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente, u kan gerus sit en ons sê dankie vir Sanet hulle vir hierdie aanbiddingsgedeelte. Geluk aan al die ouers, kindertjies in die Here toegewy het. En ek hoop jy het 'n lekker wintervakansie sover gehad. Môre begin die skool weer. Dankie tog, dan kan die juffrou hulle terugkry. Sy kan hulle hou vir lank. Okay? So ons is bly die vakansie is ook klaar. Ons maak ons reeks klaar op soek na ware rykdom. Ons het so 'n vakansie reeks aangepak en dan volgende week gaan ons aan met ons reeks verstaan ikone. En ons is by die laaste ikoon, God is kreatief met jou hele lewe. En ek sien nou daarna om daaroor te praat volgende week. So kom gerus terug na die vakansietyd. As jy dalk in die vakansie 'n paar boodskappe gemis het, ons reeks het gehandel oor hierdie woorde, op soek na ware rykdom. En ons het gepraat, wat is ware rykdom en wat is die Bybelse definisie van rykdom en hoe ons mense, ek en jy almal van ons net daarna soek. So ek sal probeer om so in die eerste 3 minute net so 'n recap te gee van die vorige 3 weke en dan natuurlik by vanoggend se boodskap uitkom. Ons het die reeks begin uit Openbaring 3 uit. Openbaring 3 van 'n gemeente wat gedink het hulle is ryk. Oor hulle omstandighede, hulle ligging, hulle minerale, hulle medies, hulle geleerdheid, allerhande klomp goed, het hulle gedink hulle is ryk. Hulle het gevoel hulle is ryk. Hulle was oortuig, hulle was 'n redelike arrogant, hulle was seker hulle was ryk en hoe die Here, die engel van die Here met hulle praat oor hulle omstandighede. Kom ons gaan lees hom net weer so vinnig saam. Openbaring 3:17. Hy sê, jy sê ek is ryk. Ek het skatryk geword en het aan niks behoefte nie. Jy besef nie dat jy ellendig en bejammeringswaardig is nie. Armlastig, blind en kaal. Ek gee jou daarom die raad om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan word. En koop vir jou wit klere om aan te trek, sodat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar kan word nie. En koop ook oogsalf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Nou, ons het baie daaroor gepraat, gaan nie herhaal nie. Die bottom line was net iets van die definisie van rykdom is om gesond te wees in al jou verhoudings. En ons sê al jou verhoudings is meer as net man, vrou en ouer kinders of vriende of vriendskapverhoudings, die mense om jou verhoudings, al jou verhoudings. En dit begin by jou verhouding met God. Daai wit klere wat ek en jy moet aan hê. En om in geregtigheid te leef, in a right standing with God. En as daai verhouding met God nie reg is nie, is jy in armoede. Maak nie saak van die res, maak nie saak jy sê jy is ryk, as daar nie 'n verhouding met God uitgesorteer is, as skuldgevoel nie uitgesorteer is, as sonde nie gewas is in die bloed nie, as jy 'n self-righteous houding het, jy leef nie in rykdom nie. Daar kom 'n dag, en ons het 'n skrif gekyk wat gesê het, waar die Here sê, jou dwaas, baie harde, baie reguit woorde. Wat help dit, jy's ryk,
op aarde, maar arm in God. So, baie belangrike verhouding. Ons het so skets begin maak. Jy's daar in die middel en na boontoe is jou verhouding met God. En daai verhouding moet reg wees. Ons het tweedens gesê, maar jy het nie net 'n verhouding met God nie, jy het ook 'n verhouding met jouself. En jy sien jou eie naaktheid raak en jy sien maar ek is bankrot en jy sien 'n klomp foute in jouself en jy ken jouself. Jy kan goed in jouself raak sien en jy ontdek die ware jy, die potensiële jy. Ook daai verhouding is belangrik. Ons het daar gepraat. En dan het jy natuurlik die verhouding met jou naaste, die mees bekendste verhouding wat ons het. En al hierdie verhoudings gaan kom net saam by al hierdie skrifte van kom koop by my goud en kom koop by my wit klere, kom na my toe, sodat ek jou help om hierdie verhoudings uit te sorteer. En dan die laaste verhouding waarna ons vandag gaan kyk, is die ondersteune, jou verhouding na die wêreld toe, na die skepping toe. Nou, om hierdie definisies net te jou verduidelik, die een definisie was, ware rykdom is 'n gesonde verhouding, al jou verhoudings, en 'n definisie van armoede is, jy's 'n arme mens as een of meer van hierdie verhoudings gebroken is. En ek dink ons almal het al besef, wat is die impak van 'n gebroke verhouding, hè? As iets in jou lewe nie reg is nie, jy moet hom dooddruk, jy moet hom ignore, is die woord, nee? Jy moet so half maak asof hy nie bestaan nie, daar's hierdie doring in jou vlees, en jy kry hom net nie weg nie. Enige een van daai 4 verhoudings, as hy nie reg is nie, as hy nie gesond is nie, voel jy dit in jou lewe. Ware rykdom is as daai verhoudings reg is. Ek wil jou vinnig vat na die skepingsverhaal toe. Want in die skepingsverhaal was die oorsprong eintlik van hierdie reeks. Ek weet ons praat die hele tyd oor Openbaring 3, maar in my en Tom se kop toe ons aan hierdie reeks gewerk het, was 'n skets wat ek weet nie, 7 jaar terug in Amerika by een van 'n konferensie was. Scott McKnight het 'n skets geteken en gesê Adam in die tuin van Eden is geskep 'n volkome mens. Die jy daar in die middel was volkome, hy het alles gehad. God het na hom gekyk. En sy verhouding met God was reg. God het saam met hom gewandel. Sy verhouding met syself was reg. Hy kon maar kaal rondloop sonder om skaam te kry. Wie se verhouding met God, met homself is nou reg? Staan vir ons op en trek jou klere uit, okay? So niemand's reg nie. Ag, julle is boring vanoggend. So 'n ou koue oggend, dit sal nogal lekker wees. Okay? So hulle was naak, maar het hulle nie geplan nie. Hulle verhouding met hulle self was reg. Nou ek het hierdie week, ons was in die wildtuin en toe dink ek die hele tyd aan nudiste. Ek weet nie hoekom nie. Ek het die hele tyd hierdie preek in my kop, nudiste. En ek sê Wiekie, kom aan man. Weet, kom ja, kom ons gaan net aan. Alright. Nou is al wakker. Alright. Ons het foto's op Facebook nee, ek joke. Okay. So hulle was naak en het hulle nie geplan nie. Daar's iets al van totale contentment met die eie ek. En dan Adam en Eva met mekaar en met die diere en al die skepping en alles. Al hulle verhoudings was reg geweest. En toe kom die sonde. En die sonde kom affekteer al hierdie verhoudings. Het jy, as jy weer gaan Genesis lees, ons kan net so vinnig. Eerste punt, hulle gaan kruip weg vir God. Net daai verhouding word gebreek. Hulle is skaam vir God, hulle is bang vir God. Die tweede verhouding wat skielik gebreek is hulle sien hulle is naak. En hulle gaan kry vir hulle blare en hulle begin te cover up. Nee, en hulle begin voorgee, hulle begin pretend. En ons het image en al hierdie goed begin 'n rol speel in ons lewens. En ons verhoudings met onsself is skielik nie meer reg nie. Ons is nie die vrymoedige mens wat ek moet wees. Ek is nie die vry mens wat ek moet wees nie. Ek is vol vrees en bang en wat se mense en al hierdie goed. En die Here kom by Eva vir Adam en sê, wat het jy gedoen? Hy sê, dis daai vrou. Altyd, né? Dis daai vrou. Dis haar skuld. Sy het my verlei. Okay? En hy kom by Eva en wat, nee, dis die slang, dis altyd iemand, en hulle begin mekaar beskuldig, so al daai verhoudings kry 'n breuk in, en dan die een, hy kom en hy sê, van nou af sal daar gevolge ook in die wêreld wees. So ons gaan vanoggend net kyk, wat is die effek van sonde op jou verhouding met die wêreld, nou dadelik, sodra ons sê wêreld, of skepping, of die natuur, dan dink almal net aan dorings en dussels. Dis jou eerste woorde, dis jou eerste gedagte. Almal weet ek het 'n plaas en as jy grond bietjie krap of steur of as jy begin werk op 'n plaas en dinge gebeur, wat is die eerste ding wat opkom? Dorings en dussel, knapse kerels, oral, die hele plaas vol. En dis die eerste ding wat gebeur sodra mens en skepping weer by mekaar kom, dorings en dussel. Maar wat ek vanoggend vir jou wil wys is die gevolge van sonde op die wêreld is baie erger as dorings en dussels. En ek hoop vanoggend gaan ek iets vir jou wys oor die struggle van mens wees.
Die struggle waarmee jy sit, die struggle waarmee die wêreld, die struggle waarmee elke sondaar, wêreldling, die struggle van mens wees as gevolg van sonde. Kom ons gaan lees wat dit gebeur. Genesis 3:16. God praat nou met Adam en Eva na die sonde en hy verduidelik hulle verhouding met die wêreld wat gebreek is. Nou jy gaan goed hoor en dit gaan vir jou heeltemal anders klink. Hy sê, vir die vrou sê hy, ek sal jou swangerskap moeilik maak. Met pyn en lyding sal jy kinders in die wêreld bring. Jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens sê hy, jy het jou deur jou vrou laat ompraat en van die vrug geëet wat ek jou verbied het om te doen. Daarom vervloek ek die grond. Jou hele lewe lank sal jy met swaar kry sukkel om 'n bestaan daaruit te maak. Dit sal vir jou dorings en dussels oplewer en jy sal van die plante van die veld eet. Jou hele lewe lank tot die einde van jou dae sal jy met moeite werk om iets te hê om te eet. Aan die einde van jou lewe sal jy weer terugkeer na die grond waaruit jy geneem is, want jy is van stof gemaak en jy sal weer stof word. Nou, hier is 4 punte in en ek kon nie al 4 hanteer nie, ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. Maar so vinnig, die eerste verhouding is die kinders in die wêreld bring. Nou, hierdie is regtig nie die grootste issue. Shame, ons kan 'n epiduraal, ek weet nie, ja, jy kan daai goed doen en nou is die pyn weg, jy pils het daai in 'n gebied. En jy kan die lotto wen en nou is daai in 'n gebied. Dit gaan nie oor die nitty-gritty van geld en baba en al die goed. Hierdie is dieper goed, waarmee die mensdom sal sukkel, maak nie saak hoeveel geld jy het nie. Kom ek vat jou in die dieper goed in. Die eerste ene, vroue sal met moeite kinders in die lewe bring. As jy die antieke tyd verstaan het, Christe Wet hier by ons is proffie in antieke tyd, by Unisa, en hy kan briljante goed vir jou vertel, maar hy sal vir jou hierdie woorde sê. In die antieke tyd was vrugbaarheid die mees geseënste teken wat 'n mens kan hê, vrugbaarheid. As jy vrugbaar was, as 'n vrou vrugbaar was, as 'n man goeie kalvers geteel het, okay? As die koker vol was, alright? As daar vrugbaarheid was, dan was jy 'n geseënde, jy was alles gewees. Kom ek sê vir jou hoekom, jy moet verstaan hoekom. Want vrugbaarheid lei na getalle toe, en getalle is vermeerdering, versterking van jou spesie. En hier's waar ons struggling kom. Ek en jy word gebore met 'n begeerte na 'n staanplek. En kom ons praat Afrikaner wese. Ons beleef in hierdie land 'n struggle, nou ons wil gesien word. Ons wil gehoor word, ons wil geken word. Ons wil ons staanplek hê. En wat hierdie vloek van praat is, jy sal van nou af altyd sukkel om genoeg getalle aan jou kant te kry, om vrugbaar te wees, sodat jy 'n staanplek het, jy 'n reg het in jou menswees, jou kultuur, jou gesin, jou familie, jou velkleur, jou taal. Jy sal van nou af altyd struggle, om te voel jy's genoeg, dat jy arrive, jy het 'n plek op planeet aarde, en jy sterk, en jy suksesvol, en jy maak 'n verskil. Mense, waaroor gaan die oorlog die laaste 4000 jaar? Jy hoor daaraan gedink? Gaan oor volke, mense, kulture, nasies, tale, kleure, wat beklei vir 'n stukkie grond en 'n stukkie staanplek. En die een wat die meeste in die oorlog het, wen die oorlog, en hulle is die sterkste. Dis hierdie vloek, dat die mensdom sal vir die res van sy lewe insecure voel, ek moet meer word, sterker word, groter grond hê, meer staanplek, meer my taal, meer my velkleur, meer, want ek het niks. En Jesus sê, of God sê, van nou af sal jy met moeite vooruitgang. En dit sal jou struggle wees, tot die dag wat jy doodgaan. En 'n skrif hier daaroor, Jakobus 4, ek dink ek gaan die hele skrif lees nie, ek gaan hom net vir jou sommer so uit my kop uit sê. Jakobus 4 sê, waar kom oorlog vandaan in hierdie wêreld? Kom dit nie daarvan af dat jy wil dinge hê wat jy nie kan kry nie? En nou maak jy oorlog daarvoor, en jy bid en jy ontvang nie, want jy bid agter jou selfsugtige begeertes aan, en jy lewe met 'n struggle binne jou. Nou, simpel mense, ek kan amper laat ons hande opsteek. Wie hier leef nie met daai struggle nie? Niemand nie. Ons almal het hierdie begeerte, maar ander is, ek wil net 'n staanplekkie hê, ek wil net 'n plekkie onder die son hê, ek wil net my werk doen, net my gesin. Kan ons nie ons eie staanplekkie kry? Dis van die begin van die skepping af, is dit 'n gebroke verhouding
na my en jou lewe hier op planeet Aarde toe. God sê, julle gaan bly op planeet Aarde, en op planeet Aarde gaan daar 'n struggle wees. 'n Struggle na jou staanplekkie. 'n Struggle na jou getalle. 'n Struggle na jou survival. En julle gaan moord pleeg onder mekaar, en julle gaan mekaar uitwoed, en jy gaan niemand iets gun nie, en jy gaan jaloers wees, en jy gaan struggle, en jy gaan fight. Ons gaan iets moet doen aan hierdie vloek, want dit het julle oor julle self gebring. Kom, ek vat jou vandag na die volgende een toe. Die volgende een van dorings en dissel, dit gaan oor, julle gaan planeet Aarde gebruik om vir julle hulpbronne in die hande te kry, om mee te leef. En met hierdie hulpbronne gaan jy 'n lewe maak, en dit gaan vir jou 'n struggle bly. Julle gaan die hulpbronne uitput, julle gaan vat wat nie julle sin is nie, julle gaan uit die grond uithaal wat julle nie kan bekostig nie, en alles gaan 'n gejaag wees na skatte en weelde, en dit gaan die res van julle lewe saam met julle bly. Weer 'n keer, wie in die mensdom is nie onder hierdie vloek nie? Van die oggend tot die aand. En net weer hierdie week toe, sien ek nou my hele gesin en familie, hoe almal net hinker om weg te kom hiervan. 'n week in die bos, en daar's kos in die kaste, niemand hoef te gaan werk nie. Dit is soos hierdie utopia. Soos jy, sal dit nie lekker wees om net altyd hier te sit en niks te doen nie. Nee, nie vir my nie, maar okay, vir die ander. Nee, maar dit is ons almal se droompie. Net wegkom van hierdie struggle af. Net wegkom van hierdie, wat moet ons nog doen? Hoeveel ure moet ek nog insit? Wat 'n tyd, wat 'n wêreld, wat 'n lewe. Leef ons en almal verkoop, almal wheel, almal deal, almal bedrieg, almal steel. Die dorings en die dissels is nie net wat die grond doen nie, dis ook wat mense aan mekaar doen. Jy het agtergekom, besigheid is hard. Ek bedoel, as jy nie jouself cover op 5 maniere deur kontrakte en prokureurs en dit, en ja's ja, nee is nee, besigheid's hard, en dis waarvan hy praat, vir die res van julle lewe, gaan lewe hard wees, en almal probeer dit ons glip, né? Kom ons wen die lotto, dan ontglip ek dit, kom ons doen iets, kom ons trek, kom ons immigreer, kom ons skuif, dan kan ek ontglip, hier is die geheim, dis orals, dis orals, en maak nie saak wie en wat jy het nie, hierdie vloek rus op die mensdom, dat omdat jou verhouding met die wêreld gebreek is, gaan jou blyplek hier op hierdie ronde balletjie altyd 'n mate van struggle hê. Ek ken ryk mense. Dis nou maar in my wêreld so, en ek ken hulle, kuier met hulle, gesels met hulle oor hulle lewens. Die rykste mense het struggles. Het kinder issues, het baba issues, het kleinkinder issues, hulle almal is lief vir SARS. Hulle is mal oor SARS, okay. Hulle het struggles, kriminele, hulle moet hulle geld beskerm, almal wil net steel, almal wil net hy leef nagte wakker om sy biljoene te beskerm. Jy dink, wat, dit sal utopia wees. Dis nooit. Dit bly 'n struggle. In Romeine 8 praat van die hele skepping sug met verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping sug. Die sterrestelsel, die planeet, die water, die riviere, die hulpbronne in die grond, alles sug en sê, julle druk die lewe uit ons uit. Want julle wil net julle wil net voorkom, julle wil net besit, want dan breek jy, of dink jy breek die vloek. Maar ek en jy weet, niks wat jy besit kan die vloek breek nie. Hy sê, daai Romeine 8 sê, hulle wag vir die openbaarmaking van die kinders van God, want 'n kind van God werk anders met die skepping. Die kind van God werk anders met grond en landerye. 'n Kind van God werk anders wat hy uithaal uit die grond uit. Hy het respek, hy stop. Hy probeer nie 'n biljoenêr word uit dit wat hy vat van ander mense nie. Hy het 'n respek vir die planeet. Dis is wat Romeine 8 sê. 'n Kind van God weet, al vat ek alles, gaan ek nooit die vloek kan breek nie. Die derde enetjie, wat daai skrif van praat is, hy sê daai iets van, uit die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. En hierdie gaan oor die hoofgedagte wat by my opgekom het toe ek hieroor bid en stiltyd hou, is iets van my struggle met tydsbestuur. Wie hier sukkel nie met goeie tydsbestuur en kies van prioriteite nie? Die begin van hierdie jaar, net die begin van hierdie jaar, sit ek saam met 'n pel, hy is een van hierdie biljoenêrs, en hy sê vir my, hy was in 'n preek gewees waar die ou gesê het, die lewe is doetjie, en jy moet self die woorde insit. En ek in 'n ander pel sê, die lewe is 'n lied vir ons, en hy sê, yes, maar julle is opgewonde vir die jaar. En ek vra van, wat het jy gesê? Hy sê, die lewe is 'n struggle. Ek soos in,
Jy's 'n biljoenêr, come on man, hoe kan die lewe vir jou 'n struggle? Die lewe is 'n lied. Hy sê, nee, weet jy wat die lewe vir my is 'n struggle? Dis 'n struggle tussen keuses. Al het ek wat ek al geld, ek moet kies, ek het net soveel tyd, wat doen ek met my tyd, wat my vervul, my gesin vervul, my as mens vervul, my roeping vervul, wat doen ek met my tyd, ek het net soveel tyd soos jy, al is ek 'n biljoenêr. En toe hy het sê, ek bedoel, dit is die jaar, het was Januarie gewees, bly nog steeds by my, hoor mooi, rykdom is wat jy met jou tyd reg kry. Dis hoe jy jou tyd bestuur om by die ware dinge uit te kom. Nou, hier's ware dinge. Is daai 4 verhoudings? Verhouding met God, verhouding met jouself, verhouding met jou naaste en verhouding met die wêreld, jou roeping. Wat jy bereik vir God en vir jouself en vir die mensdom om jou. Dis iets van rykdom. Nou, ek weet nie waar is jy met jou tydsbestuur nie, gewoonlik vir my, julle ken my, Julie maande is so midjaar oordenking van wat het ek al die eerste 6 maande gedoen, hoe het ek my tyd bestuur, wat het ek bereik vir die koninkryke van God en al hierdie goed, en vanaand se diens bietjie daaroor, julle moet vanaand kom, ons gaan vanaand daaroor praat, en hoe jy die tweede helfte van die jaar beter tackle. Jy het nou al 6 maande gehad om goed uit te figure, wat is hierdie jaar aan die gang, wat is die emosies, wat is die flow, wat is die spirit, wat is die winde wat waai, so die tweede helfte van die jaar, doen dit beter, maar hoe voel jy sover? Het jy vervulling met waarmee jy jouself besig hou? Tydsvervulling. Want God het gesê, hier's een van die vloeke. Een van die vloeke gaan wees, jy gaan jou dood jaag, sweet van jou aangesig, gaan jy net rekeninge betaal, en dit gaan nie vervullend wees nie. Daar's 'n ander manier om te lewe. Daar's 'n manier om uit hierdie vloek uit te kom. En dis iets van, kry roeping in jou lewe, calling. Leef met 'n ander stem, leef met 'n ander doelwit, nie net sweet van jou aangesig nie. Die skrif wat ek daar vir jou het, Romeine 13, gaan oor, ons moet die tyd uitkoop, want die dae is boos. En is donker tye, en ek en jy moet beter leef met ons tyd. En ons moet in die lig betrokke wees, nie in die sonde klere aantrek nie, maar in die ligklere aantrek van lewe. Jy kan hierdie skrifte by die huis deurgaan. So daar's iets van, daar's 'n beter manier om met my tyd te leef. Kan ek jou vra? As jy net laasweek vat, wat nou verby is, wat het jy met jou tyd gedoen, wat jou vervulling gegee het? Die mense gaan sê, lekker sport, of ontspanning, of 'n kuiertjie, of dit, daar's niks fout daarvoor nie, maar vervulling in jou hart van roeping. Ek het my doel op planeet Aarde nagekom. Dis waarom ek hier geplaas is. Dis waarom ek op hierdie aarde leef. Ek het my doel nagekom. Dis my bydrae tot die samelewing. Die 4de punt het ek nie op die blaadjie eers vir jou gesit nie, ons het nie tyd daaroor nie. Hy sê, maar aan die einde van jou lewe, jy het uit stof uitgekom en jy gaan terugkeer stof toe. Hier is die 4de vloek van wêreld. Jy word oud en guarantee, jy gaan doodgaan. Nou op daai happy note, kom ons sluit hierdie diens af, okay? Guarantee, né? Jy word oud. My ma en pa is nou 50 jaar getroud, en so 2-3 naweke terug, het hulle klomp pelle genooi, en almal is daai ouderdom. Ek gaan nie sê wat's daai ouderdom, maar is baie oud, okay? En op 'n stadium loop hulle almal so saam op die plaas, en terwyl hulle so loop, kyk ek so en ek sê, wie die ouet huis se deur oopgemaak. Ek bedoel, dis af by die trappies, en is, jy weet, en is, elkeen moet sit, en die stoel daar hou, en is ophelp, het lyk so 'n klomp vrouens wat pregnant is, soos hulle, weet, sy kom, en ek kyk, en ek dog, hier is ouderdom is, jy kan maar self die woord kies, maar ouderdom is nie vir sissies nie. Maar dis een van die vloeke, mense, jy gaan oud word, en siekte gaan oor jou lewe kom, en seer en pyn en ongemak, en ek dink, my pa vertel my stories net van ouderdom, van, weet, my pa was 'n sportman, hy was 'n SA's hekkies atleet, hy was 'n briljante rugbyspeler, en ek sien die wit en swart foto's van hulle, en ek dink, dis ons almal se pad. Nou sukkel hy om in 'n kar te klim, hy sukkel om op 'n bakkie te klim en af te klim, ek bedoel, dis ons almal se pad. En is hierdie laaste vloek van, uit die grond het is hy gemaak, en uit die grond het hy terugkeer. En jy kan wees wie jy wil, en wat jy wil, jy kan die geld hê, soveel as, dis jou pad. Dis een van die vloeke. Dis daai, my rol na die wêreld toe, is deur sonde gebreek. En armoede is, as ek nie weet,
hoe om my rol na die wêreld toe uit te sorteer nie. Nou waar lê die antwoord? Die antwoord lê by Christus. Nou ons almal weet dit. Maar het jy geweet, Christus het 'n vloek geword, sodat ek en jy nie vasgevang hoef te wees in die vloeke van wat gebeur het by die sondeval nie. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons kom vrymaak van die vloek, want die skrif sê, vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang. Nou as jy daai prentjie gaan vat, sien jy dit is 'n vorm van 'n kruis. Jy is in die middel, jou naaste en jy, en God en die wêreld. En dis net 'n kruis wat die vloek kom wegvat. Nou wat dit beteken is, 'n vloek na jou godheid toe, is my sonde keer my van God. En as Christus kom sterf, dan sterf hy vir al my sonde tussen my en God. En daar's weer vrede tussen my en God. My vloek na myself toe is, ek aanvaar myself nie, ek judge myself, altyd kwaad vir my, altyd bla bla bla, al my issues met myself. Christus kom sterf en sê, kyk deur my oë na jouself, ek sien potensiaal. Jou vloek na jou naaste toe, jy vertrou niemand nie, jy beoordeel almal, jy's kwaad vir almal, jy beskuldig almal. Sê, kyk deur Christus na jou naaste toe, en Korintiërs so mooi skryf, hy sê, ons sien niemand meer na die vlees nie. Ons het Christus ook eens na die vlees geken, maar nou ken ons Christus deur. Ek kyk met oë van Jesus na my medemens toe. En dan die vloek na die wêreld toe, daai 4 vloeke waarvan ek nou so vinnig gepraat het. Ewe skielik kom jy agter, ek hoef nie te beklei vir my staanplek op planeet Aarde nie. Geld en hulpbronne misbruik om soveel in die bank te hê, is nie die belangrikste saak hier op planeet Aarde nie. My liggaam en my siekte kan ek embrace. Dit is pragtig om oud te word. 'n Grys kop is 'n kroon, sê die Bybel. En ek kan dit love, ek sê elke dag 'n tree nader aan Jesus, aan my einde hier op aarde, my opdrag wat ek moes uitleef. En hy kom breek al die vloeke in Christus. My tyd is ewe skielik 'n geskenk van die Here om 'n roeping mee uit te leef. En ek het genoeg tyd om God se wil in te doen. Jy sien, dis net in Christus wat jy al 4 verhoudings kan herstel. Nou ons moet hierdie reeks afsluit, prakties. Watter een van jou 4 verhoudings, dalk een of meer, is vandag in die grootste krisis? Leef jy 'n te gejaagde lewe, jou verhouding na die wêreld toe? Het jy 'n obsessie met besit en kry en bymekaar maak? Het jy 'n obsessie met ek moet werk en as gejaag en is reken en is deadlines en dit maak jou dood? Is jou hele verhouding na planeet Aarde toe? Ek bedoel, jy is so kwaad vir hierdie regering, jy is so kwaad vir wat hulle doen aan die Afrikaner en die blanke en ek weet al jou issues. Jy is so kwaad, jy kan nie leef nie. Hier dit vir Christus. Ja, vrouens sal met pyn kinders in die wêreld bring. Daar sal altyd 'n gejaag wees na my, ek, my reg, my dit. Dit maak jou mal. Dis alwaar jy kan praat. Jy moet daai verhouding uitsort. Jy kan dit net uitsort deur vir Christus te gee en sê, hy sal na my kyk, hy sal vir my sorg, hy sal voorsien. Hy is die een wat die vloek gedra het. Ek hoef nie die vloek meer te dra nie. Dalk is jou verhouding met jouself die groot krisis. Jy's permanent of moeg, of moedeloos, of kwaad, of skuldig, jy hou nie van jouself, jy hou nie van wat jy sien in die spieël nie, jy het massive issues met jou sonde en skuld, jy's net nooit goed genoeg vir jouself nie. Dalk het jy probleme met die verhoudings om jou naaste. As nie iemand jy vertrou nie, jy's seer, jy's bitter, goed het gebeur, of die verhouding met God. So, watter een van jou 4 verhoudings is in die diepste gals vanoggend? En jy moet dit na Jesus toe vat. Want hy het die vloek geword. Jy hoef nie langer die gevolge van die vloeke te dra nie. Jy kan met vrede leef. En weet, hy het verlos, hy het die prys betaal, en hy het vir jou 'n plan. Het jy 'n doel? Het jy 'n roeping? Leef jy vir meer as net 'n week se ontspanning? Leef jy vir meer as net eendag aftree en rustigheid kry? Leef jy nou met 'n roepingsbewustheid en love jy elke dag van jou lewe wat jy 'n verskil maak op planeet Aarde? Wat 'n verhouding van jou het die grootste behoefte? Ons gaan na 'n lied luister waar ons net vir ons gaan doen. Net van Jesus is daai antwoord. En jy weet nou, wat 'n verhouding moet jy vanoggend na Jesus toe vat?
En dalk moet jy met iemand gaan praat daaroor, dalk moet jy na hierdie diens 'n afspraak maak met jou herder, of hier voorkom sit, of saam met jou bid, of iets, maar jy weet, een van daai 4 verhoudings, of dalk meer as een van daai verhoudings, is rarig in chaos vanoggend, en is net Christus wat die vloek kan wegvat. Jy beleef die vloek, en jy sukkel om te leef, en jy wil net weer lewe, en lewe in oorvloed geniet. Dis wat Christus kom bring het. Kom ons luister na die lied, en jy evalueer jou eie lewe, leef jy met ware rykdom, sê jy jy's ryk, of erken jy dat jy kort God se rykdom in jou lewe? Here, soos ek voor U staan, kom bely ek nou my saak, hoor my hart wanneer ek vra om my lewe nuut te maak. Skyn die lig in my lewe, vul my met U heerlikheid, wys my wat tussen ons staan. Maak my hart weer U troon. Here, kom genees my kwaad, wanneer ek in seer bly haat. Ek kom om vergifnis vra vir my woorde en my dade. Skyn die lig in my lewe, vul my met U heerlikheid, wys my wat tussen ons staan. Maak my hart weer U troon. Stel U liefde oor my, stel U liefde oor my, stel U liefde oor my. Sing U liefde, sing U liefde oor my, sing U liefde oor my, sing U liefde oor my. Maak my hart weer U troon. Kom ons sluit ons so. Here, U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ooit sal ken. Here, ons sien net ten dele, U sien ten volle alles van ons. Here, en U weet waar leef ons met valse verhoudings, waar is ons blind en kort ons die salfolie. Waar het ons goud wat nie gelouter is nie, waar het ons vuil klere aan en is ons nog eintlik naak. U weet alles van ons.
Here, nou sien U ook al ons verhouding met U, wat gedryf is in godsdiens en reëls en wette, en nie net in liefde kan sê, dankie my God is lief vir my nie. Ons verhouding met onsself, wat gaan oor performance, bereik, wie ek is, my naam en my titels, alles wat ek bereik op hierdie planeet aarde, en eintlik is dit so valse ek. My verhoudings met my naaste, wat ek brûe om my bou, of grense om my bou, en die brûe afbreek, en sê ek hou almal weg, niemand kom naby, want ek vertrou niemand nie. Ek hou almal op afstand, en my verhouding met hierdie wêreld, wat een groot gesweet en gejaag en moeite is. U ken ons, U weet alles van ons af. En al wat ons weet is, sing U liefde nou oor my. Sing U liefde nou oor my. En kom herstel hierdie verhoudings. Dankie dat Jesus die vloek geword het. Dat my hele lewe nie een groot vloek hoef te wees nie, maar dat ek vol lewe kan wees, vol aansteeklikheid, vol vreugde, vol passie, vol energie. Want Jesus het die vloek geword en al my verhoudings kan ryk wees. Ware rykdom. Here, help ons om 'n roeping bewustheid te hê. Dat ons is neergesit hier op planeet aarde vir 'n tyd soos hierdie. Nie om by te dra by die gekla en die gekerm van hoe hard die lewe is nie. Ons is neergesit hier op planeet aarde om lewe en energie en oorvloed en passie aansteeklik te leef na mense om ons te. Dankie Jesus, U het die vloek geword, sodat alle verhoudings uitgesorteer kan word. Help elkeen van ons nou, deur U liefde oor ons te sing. En as U liefde oor ons sing, dan het ons die moed om dinge aan te pak en dinge te doen, vir die wêreld 'n beter plek maak. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente, dit was ons reeks oor ware rykdom. En ja, ek dink jy's meer as welkom, kry vir jou die hele reeks op CD of wat ook al, en luister hom weer 'n keer, kry dit in jou kop, kry dit in jou hart, totdat jy regtig sê, ek leef in 'n ware rykdom wêreld, van al my verhoudings is saam met God uitgesorteer, en Jesus het die vloek geword, sodat my lewe 'n verskil kan maak. So ek hoop jy het hierdie reeks geniet, soos ek sê, volgende week 'n nuwe reeks, en dan baie belangrik vanaand, so in die helfte van die jaar, 'n hele rethink, vir die tweede helfte van die jaar, 'n nuwe passie, nuwe lewe, nuwe energie. Kom geniet die diens saam met ons vanaand, ons praise and worship diens vir hierdie tyd. Right, ons gaan ons finansies opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes. Dankie dat u bydra, dat hierdie gemeente 'n verskil kan maak. En ek dink ons almal weet wat Lewensentrum doen en al die drome en die planne waarmee ons besig is. Baie dankie vir die getroue gee van die tiendes. Persone kan begin om dit op te neem terwyl ons nou nog 'n lied luister. Ons wil alles gee, die met passie dien, in hierdie wêreld die naam uitdra. Dankie, dankie Heer, vir die liefde en die seën. Gebruik ons meer en meer, kies ons lewens, dankie Heer. Dankie, dankie Heer, vir die liefde en die seën. Gebruik ons meer en meer, kies ons lewens, dankie Heer. Hier is ons lewens, dankie Heer. Dankie Heer. Kom ons staan op, dan sing ons slotlied saam, waarna ek dan vir ons die seën gaan uitspreek.
seisoen sal ek roep en juig in my redder. Sing halleluja, saam met die engele, en lof sal my vloei uit my hart, vir nou en vir altyd. Nou en vir altyd. Nou en vir altyd. Net voordat ek vir die seën uitspreek, onthou hier's altyd 'n gebedsspan hier voor. Ons bid graag saam met jou oor enige area in jou lewe wat gebed nodig het. Kom ons staan net so, dan ontvang ons die seën. Mag ek en jy die genade en die seën hierdie week ontvang om gereeld die uitnodiging te hoor van Jesus het die vloek vir ons gedra. Jou lewe hoef nie een groot vloek te wees of gejaag te wees om weg te kom van die vervloeking af nie. Jou lewe in Christus kan 'n lewe van oorvloed en seën wees. En elkeen hier sê saam, amen. Leef 'n geseënde lewe, goed gaan, sien jou weer.